So ja, maar baie dankie vir die voorreg om weer 'n bietjie saam met julle te kan kuier rondom die woord. As jy my nie ken nie, mis jy niks in jou lewe nie. Maar as jy Jesus Christus nie ken as jou persoonlike verlosser, mis jy alles in nie. Amen. Jy weet was ons so standaard 3 gewees toe begin rook. Nou julle was nooit so stil nie. Maar ek het begin rook met berre sigars. En 10 cent betaal vir 'n pakkie van 4 en toe sit later dan oor life toe, want hulle gesê, life gee vir jou life. Ek kom ek vir jou sê, as geen life van life sigarette nie, there's only life to be found in Jesus Christ. Amen. As jy nie Jesus Christus het, is jy nog so dood soos wat hierdie banke is. Jy kan elke dag opstaan en jy kan deur die dag gaan, maar jy gaan deur die dag as 'n dooie mens, want jy is nie lewendig. Wil jy met jou Bybel saam met my oopmaak by die Evangelie volgens Markus hoofstuk 5. Nou, as jy my lank genoeg leer ken, sal jy weet, ek is nog oudskool daar. Weet, vandag bring al hoe meer en meer mense hulle iPads en iPhones en ek weet nie wat alles om daarop te volg as jy Bybel lees. Ek weet nie wie van julle het Charlie Kirk van hom geweet nie. Ja. Ek het niks van hom geweet tot die dag dat hy doodgeskiet is. Maar toe begin ek na 'n paar van sy goed kyk. En toe sien ek, maar ek is nie die enigste abnormale persoon nie. En Charlie Kirk is baie sterk uitspraak gemaak oor hoekom jy 'n fisiese Bybel na die onderlinge byeenkoms toe dra. En sy eerste punt is, jou fisiese Bybel het nie sosiale media nie. You can never be distracted. En die tweede ding was 'n interessante ding wat hy gesê het, jou Bybel het 'n unieke gewig aan hom. En dit was vir my interessant. Hulle kan hoeveel boeke daar sit op 'n tafel en jou Bybel tussen en jou blinddoek. En jy kan al daai boeke een vir een optel, maar jy sal presies weet wanneer jy jou Bybel optel, want hy het 'n unieke gewig aan. Dit was vir my baie interessant. So ek wil hê jy moet saam met my staan terwyl ons die woord van die Here gaan lees, as jy kan. Nie uit respek uit vir my nie, maar uit respek vir die woord. Markus hoofstuk 5 vanaf vers 21. En toe Jesus weer in die skip oorgevaar het, na die ander kant het 'n groot menigte by hom vergader, en hy was by die see. En daar kom een van die owerstes van die sinagoge, met die naam van Jairus, en toe hy hom sien, val hy aan sy voete neer en smeek hom dringend en sê, my dogtertjie is op haar uiterste, kom lê haar die hande op, sodat sy gesond kan word en sy sal lewe. En hy het met hom saamgegaan en 'n groot menigte het hom gevolg en hom verdring. En 'n sekere vrou wat 12 jaar lank bloedvloeiing gehad het, en veel onder baie geneeshere gelei en al haar besittings uitgegee, sonder om enige baat te vind, maar eerder erger geword het van Jesus gehoor en onder die skare van agter gekom en sy kleed aangeraak, want sy het gesê, as ek maar sy klere kan aanraak, sal ek gesond word. En dadelik het die fontein van haar bloed opgedroog, en sy het aan haar liggaam bemerk dat sy van haar kwaal genees was. En dadelik toe Jesus in homself die krag gewaar word wat vir hom uitgegaan het, draai hy hom om onder die skare en sê, wie het my klere aangeraak? En sy disippels antwoord hom, u sien dat die skare u verdring, en sê, wie het my aangeraak? Toe kyk hy rond om haar te sien wat dit gedoen het. Die vrou wat gevrees en gebeef het, omdat sy wist wat met haar gebeur het, kom toe en val voor hom neer en vertel hom die hele waarheid. En hy sê vir haar, dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede en wees van jou kwaal genees. Dit is baie belangrik dat jy hier sal oplet, dat hierdie vrou
die oomblik toe sy die kleed van die Here Jesus aangeraak het, en sy nie net liggaamlike genesing ontvang het, maar sy is ook gered. Amen. Sy is gered. Terwyl hy nog spreek, kom daar mense van die owerste van die sinagoge se huis en sê, "U dogter is dood, waarom val u die meester nog lastig?" Maar dadelik toe Jesus die woord hoor wat gespreek is, sê hy vir die owerste van die sinagoge, "Moenie vrees nie, glo net." En hy het niemand toegelaat om saam met hom te gaan nie, behalwe Petrus en Jakobus en Johannes, die broer van Jakobus. En hy kom in die huis van die owerste van die sinagoge en sien 'n rumoer, mense wat baie ween en huil. En toe hy binne gaan, sê hy vir hulle, "Waarom gaan julle so te kere en ween julle? Die kind is nie dood nie, maar slaap." En hulle het hom uitgelag. Maar hy het hulle almal uitgedryf en die vader van die kind saamgeneem en die moeder en die wat by hom was en ingegaan waar die kind lê. Toe gryp hy haar aan die hand van die kind en sê vir haar, "Talita kumi," wat as dit vertaal word beteken, "Dogtertjie, ek sê vir jou, staan op." En die dogtertjie het dadelik opgestaan en begin rondloop, want sy was 12 jaar oud en hulle was uitermate verbaas. Jy kan jou sitplek en jy moet asseblief nie jou Bybel toemaak nie. Luister mooi na Markus 5, vers 35. Terwyl hy, dit is Jesus, nog spreek, kom daar mense van die owerste van die sinagoge se huis en sê, "U dogter is dood. Waarom val u die meester nog lastig? U dogter is dood. Waarom val u die meester nog lastig?" Het is allemaal lekker om sulke broers en susters in die Here te hê. En tog sit hulle kerkbanke vol. En ek gaan nou nie baie lank hou vanaand nie, maar ek kan nie praat vir die Heilige Gees. Maar ek wil vanaand met jou en my so 'n bietjie uit die woord van die Here gesels oor hoop in 'n hopelose situasie. Hoop, die woordjie hoop beteken verwagting in 'n verwagtinglose situasie. Ek wil jy moet dink net aan ou Abraham. Gaan nou by Jairus kom, maar die Bybel sê vir my in Romeine 4, en as my geheue my nie in die steek laat, ek dink amper dis vers 17, hy sê, hy het teen hoop en hoop bly glo, dat hy gaan die vader word van baie nasies. En nou toe is Abraham 100 jaar oud, en Sarah is 90 jaar oud. Nou ek weet nou nie hier in Oranje, as hulle nou baie afgesonderd, miskien weet julle van 'n 100-jarige man hier wat 'n kind verwek het by 'n 90-jarige vrou. Want kyk, as jy baie om te doen in Oranje. Ek vra ook maar net, jy weet dit. Maar ek wil jy moet vanaand met jouself as kind van die Here eerlik wees. En ek wil jy moet so 'n bietjie dink aan wat is die hopeloosste situasie waarin jy jouself albei bevind het. Want geen een van ons wat vanaand hier sit, kan vir hom of vir haar of ons sê, ek was nog nooit in 'n hopelose situasie. Ons almal het onsself al een of ander tyd in 'n situasie bevind. Ons het miskien nou nie letterlik en figuurlik ons hande in die lug gegooi en gesê, I surrender. Die situasie het die beste van my gekry nie. Ons het dalk daar in 'n sitkamerstoel neergesak in moedeloosheid. En vir onsself gesê, ek weet nie herwaarts of derwaarts.
As jy nie wil sê amen nie, kan jy maar net so baie ou poppies maak, skielik 'n ou koppie so. Ons almal het ons al in so 'n situasie gevind. En die hartseer is dat ons dan nooit die voorbeelde wat vir ons opgeskryf is in die woord van die Here herroep om ons te kom bemoedig en ons te kom versterk in ons omstandighede. Hallo. Want ons kyk so vas teen ons hopelose situasie. Ons kyk so vas teen ons omstandighede. Hallo, preek ek dit vir myself. Amen. Andre, jy is besig om dit op te neem, ek wil sê die ook koop as maar hier's Jairus. Die Bybel sê, hy was 'n owerste van die sinagoge. So kom ons maak dit nou maar plain Afrikaans. Ons sou sê, hy het in die kerk gedien. Hy was miskien 'n medeleraar. Hy was miskien, wie weet, deel van die kerkraad. Maar hy het in die sinagoge gedien en terwyl hy in die sinagoge gedien het hy verseker die Here Jesus hoor lering gee. En miskien het hy gesien hoe die Here Jesus hoor mooi, een van die bitter min wonderwerke wat Jesus in die sinagoge of in die tempel gedoen het. Miskien het hy Jesus dit gesien doen. Ek weet nie tot watter mate hy die bediening van die Here Jesus al bestudeer het nie. Maar die Here Jesus het miskien, as my geheue my nie in die steek laat nie, 5 wonderwerke in die sinagoge en die tabernakel gedoen. Elke ander wonderwerk het die Here Jesus op die markplein gedoen. Amen. Nou as die Here Jesus dan jou en my voorbeeld is wat ons moet navolg, waar moet die koninkryk van God in krag gedemonstreer word deur jou en my? In die onderlinge byeenkoms of op die markplein? Daar buite. Daar buite. Die hartseer is dit word nie gedoen nie. Dit gebeur nie, want die gebou wat ek en jy die kerk noem, wat nie die kerk is nie, of waarna verwys word as die huis van die Here, wat ook nie die huis van die Here is nie. Dit het ons veilige hawe geword. So ons wil hê alles wat moet gebeur, moet tussen die 4 mure gebeur, en iemand anders moet dit laat gebeur, net soos ek dit moet doen. En tog verwag die Here Jesus van elke een van ons om as 'n ambassadeur van sy koninkryk, die koninkryk daar buitekant te gaan manifesteer deur wonders, deur tekens en deur kragtige dade. Dus dit moet daar buitekant gebeur. Maar ongeag, Jairus as 'n owerste van die sinagoge het verseker die Here Jesus gehoor lering gee. En dit wat hy die Here Jesus hoor sê het 'n maat van geloof by hom teweeggebring. Want onthou, geloof kom uit wat? Hoor. Uit die woord. En geloof kom deur die gehoor en die gehoor uit die woord uit. Amen. So as ek nie die woord van die Here hoor nie, daai woordjie in Romeine 10 vers 17 wat praat van hoor, verwys na 2 dinge. Ek moet die woord hoor en ek moet die woord verstaan. Amen. As ek nie die woord hoor en as ek nie verstaan wat ek hoor nie, kan ek nie groei in geloof nie. So dit wat hy gehoor het en dit wat hy verstaan het 'n mate van geloof by hom teweeggebring, en dit wat hy gesien het 'n vrymoedigheid by hom teweeggebring, dat hy van 'n kind wat op sterwe lê
se siekbed al wegsit. Probeer jou vanaand in Jairus se situasie inleef. Probeer jou vanaand in Jairus se skoene sit, mense. Dis sy enigste kind. Daar is nie nog een nie. Ek het 2 kinders aan die dood afgestaan, my oudste seun en my tweede oudste seun, maar ek het nog 2 oor. Maar as hierdie man se kind haar laaste asem uitblaas, dan is daar nie nog nie. En hier staan hy langs die siekbed, en daar's die ma, en heel moontlik nog 'n paar ander mense ook. En hy besluit om uit die omstandighede weg te stap, want hy het 'n man gesien, hy het 'n man gehoor, en om hy met daardie man in hierdie omstandighede kry. En daardie man se naam is Jesus. Hoeveel van ons sou dit doen? Hoeveel van ons sou dit doen? Ek wonder, wat het sy vrou dalk vir hom gesê? Ja, my man, weet jy, die dokters het vir hom soms nou die verslag gegee. Sy is op haar uiterste, sy is op haar laaste. Wat van as jy nou weggaan en sy gee daai tree wat haar skei van die dood waarvan Dawid praat, en jy's nie hier nie en ek is alleen. Wat van dit? Hoekom stuur jy nie iemand anders te nie? Hoeveel van ons sou dit doen? Hoeveel van ons sou, as jy 'n geliefde hier in die hospitaal gehad het, en daardie geliefde is op sy of haar laaste, en jy het geweet, Jesus is in Hoopstad, hoeveel van ons sou gegaan het om Jesus te gaan haal, of ons sou eerder iemand anders te gestuur het om hom te gaan haal? Wat? Want dit is net wanneer Jesus in jou en in my hopelose situasie inkom, dat dit kan verander. Ons kyk baie keer na ons eie vermoëns. Hoe kan ek hierdie situasie bereik? Amen. Of wie kan ek nader om my te help om die situasie te bereik? In plaas om net toe te laat dat jy herinner word deur die Heilige Gees aan die psalmdigter wat gesê het, ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Daai berge is nie letterlike berge nie. Daardie berge, hy sê ek slaan my oë op na hierdie hopelose situasie van omstandighede. Waar sal my hulp vandaan kom? En dan maak hy 'n verklaring. Hy sê, terwyl ek my oë opslaan na hierdie hopelose situasie, kom my hulp nie van 'n mens nie, maar my hulp kom van die Here God, skepper van die hemel en aarde. Amen. Maar hy gaan haal die Here Jesus. En die Here Jesus sê, kom ons loop. Hy gaan saam. Want jy sien, Jairus het hom nie gevra om 'n woord te spreek nie. Jairus het hom gevra, kom lê haar die hande op. Hy was baie spesifiek hoe hy wil hê dat die Here Jesus hierdie hopelose situasie moet kom omdraai. Ons is baie keer so nog getroffen. Hallo? Ons is baie keer, geen nou wil die Here dit net doen. God werk op spesifiek mense. Het jy al gewonder? Ek wil myself nou nie voorloop nie, ek dink ek gaan Sondag aand daarna verwys, maar dat ek, julle kan maar weer 'n keer hoor. Julle hoef dan 2 offerandes te doen, ek speel maar net. Hoekom
sê Elisa vir die weduwee, gaan in en sluit die deur? Hoekom sê die Here Jesus, gaan in jou binnekamer in en sluit die deur? Dis spesifieke instruksies, maar hoeveel van ons volg die instruksies? Hoeveel van ons gaan in ons binnekamer in en ons sluit fisies die deur? Daar's 'n rede hoekom jy dit moet doen. Want deur die deur fisies te sluit is 'n demonstrasie van jy sluit die invloed van die wêreld uit terwyl jy afgesonder met God is. Amen. Hy is spesifiek, hy sê kom en kom, dis hoe ek wil hê jy moet weet. En ek ken mos nou die verhaal van die vrou met bloedvloeiing. En toe kom, terwyl hierdie wonderwerk kom die mense van die sinagoge se huis. En hulle sê vir hom in vers 35, terwyl hy dit is Jesus wil spreek, kom daar mense van die owerste, dit is Jairus se huis en sê, die dogter is dood. Waarom val u die meester nog lastig? Weet jy, ons het baie boeties en sissies in die Here. En ek is jammer om dit te sê. Hulle sê met hulle mond een ding, omdat hulle hart glo aan ander. En daarom moet jy baie versigtig wees met wie jy jouself omring. Amen. Amen. Ja. Ek is nie arrogant nie. Ek is nie geestelik hoogmoedig nie. I just don't walk with anyone. Wat? I just don't walk with anyone. As jy kan my broer wees, jy kan my suster wees, en ek gaan vir jou lief wees, want ek moet vir jou lief wees. Maar ek gaan saam met jou staan. En hulle kom bring vir hom 'n verslag. En die verslag sê, sy's dood. Kinders van die Here, jy moet mooi word, dat die Gees van God vanaand met jou hart praat. Toe hy die huis verlaat het, was hy op haar uiterste. Nou in die omstandighede nog slegter geword. As ons gedink het, toe was die situasie hopeloos, in die menslike oor, is dit nou totale saak van onmoontlik. Want ons sê mos, daar is hoop, solank as wat daar lewe is. Want dis wat Jesus sê. Ek het 'n kosbare vriend, Pastor Noel Bell, was daar op die Eerste Rivier. Op 'n stadium as ek hom bel, as ek is op pad na 'n begrafnis. Ek sê nee, heerlikheid, pastor, jy moet op om die mense te begrawe, begin hulle op te rig. En ek het 'n vriend in Amerika, hy werk vir 'n begrafnisondernemer. Ek sê, begrawe jy nog steeds die mense, wanneer gaan jy hulle begin oprig? Hy sê, it's job security. Wanneer jy na 'n dokter toe gaan, en 'n dokter, hulle doen toetse. Die dokter gaan vir jou 'n verslag gee. Daai verslag is feite. Dis nie waarheid. Amen. Jy sien toe, hierdie mense van die van Jairus se huis, toe bring hulle hom 'n verslag met feite. Die feite is, sy's dood, maar dis nie waarheid nie. Jy sien, feite kan nooit waarheid verander nie. Maar waarheid kan feite verander. En wanneer ek en jy onsself in 'n hopelose situasie bevind, dis waar ons die fout maak. Ons fokus op die verslag. Dit wat in die verslag geskrywe staan. En ons bou ons geloof rondom daai feite. Hallo? In plek van om te gaan kyk, wat sê die
waarheid omtrent my feite. En dan om die waarheid in my feite te kry. En hoe kry ek die waarheid in my feite? Ek moet dit begin spreek, mense. Maar as ek nie weet wat die waarheid is, hoe gaan ek weet wat om in die realm van my feite in te spreek? Hierdie ouens sê, kom praat jy nog vir Jesus? Hy kan dit nie. Jy weet al wat beteken jou kop en ongeloof teenoor hierdie mense skrik, want dan besef jy in 2026 dan nog steeds sulke mense. In 2026 is daar nog steeds kinders van die Here wat luister na feite en sê, jy moet dit maar aanvaar, jy gaan doen. Dis waar? Jy moet dit maar aanvaar, jy gaan jou besigheid verloor. Dis waar, maar Jy moet maar aanvaar. En ongelukkig is dit so. Dis hoekom ons so min wonderwerke vandag sien. Omdat ons die waarheid glo. Ag, die feite glo slegs, maar die waarheid. Dis 'n feit. Hulle sê Jesus kan niks omtrent doen nie. En ek is seker van hierdie mense het verseker van Jesus gehoor soos Jairus van hom gehoor het. En hulle het verseker, as dit nie in die sinagoge was, het hulle verseker Jesus daar buitekant hoor iets sê en verseker van sy wonderwerke. Maar omdat sy nie meer asem in haar longe gehad het nie. So maak is dat sy asem kon Jesus iets doen, maar die oomblik toe sy die tydelike met die ewige verwissing. Nee, maar jy eerder sê, maar kom, moenie Jesus verder pla nie. Kom heil nou maar, kom begrawe haar, laat Jesus gaan, en kyk Jesus se reaksie. Do you have the Amplified Bible, Lady? En jy nie, okay, alright, jy lag iemand die Amplified. Maar hoor mooi, vers 36, jy moet kyk of ek reg lees, maar dadelik, toe Jesus die woord hoor wat gespreek is, sê vir die owerste van die sinagoge, moenie vrees nie, glo nie. Wanneer het Jesus gereageer op die verslag? Die Amplified Bible, yes, ek hou van die Amplified Bible. Die Amplified Bible sê, overhearing but ignoring what they say. Overhearing but ignoring what they say. So die Here Jesus staan daar, hy hoor die feite, sy is dood. Waarom praai? Maar hy gaan aan asof hy dit nie gehoor het nie. Yes, amen. Weet die kinders van die Here, kyk om feite te ontken, is stupid. Ekskuus nou, maar dis wat is. Onthou altyd, die dokter kan nie vir jou iets sê, of nie vir jou iets sê, as hulle jou getoets het, en hulle kom agter, okay, jy het 'n bloeddrukprobleem, hy kan nie vir jou sê jy het 'n bloeddruk. Hy moet vir jou die feite gee. He's obligated om dit te doen. Maar dis jou en my keuse of ons die feite ons eie gaan maak. Of ons die verslag ons in gaan maak. Die ekonomie is sleg, daar's geen twyfel omtrent nie. Glo ons die verslag? Glo ons die feite? Nou ek weet dit gaan nou baie moeilik wees, ek gaan sukkel om 'n amen hier uit julle uit te kry. Maar 9 uit 10 keer glo ons die verslag.
Jy sê, Johan, hoe kan jy dit sê? Luister wat uit jou mond uitkom. Ja, amen. Ja. Ons gaan en ons vertel die verslag oor en oor en oor en oor. En hoe meer jy die verslag vertel, hoe meer hoor jy dit, hoe meer verstaan jy dit, en dit bring 'n geloof by jou teweeg. Dis so. Ja. Dit is hoekom Jesus, hy staan daar. Hy hoor toe hulle vir hom die verslag gee. Over hearing but ignoring. Nou normaalweg in so 'n situasie, wat sou ons gedink het, wat moes die Here Jesus doen? Ons sou gedink het die Here Jesus moet optree soos wat ons optree. Ag, sorry Christo. Ek is so verskriklik jammer. Jesus staan daar in. Hy gaan simpatiseer nie met Jairus nie. Niks. Hy sê vir hom net twee goeders. Moenie vrees nie. Glo net. Moenie vrees nie. Glo net. Jy sien, ek en jy is altyd voor 'n keuse. Altyd. Ek het, was dit vanmôre of gister wat ek vir iemand gesê, praat, ek dink ek het vir Christo ook nou die aand gesê, as kinders van die Here, jy moet jou klaarmaak. Ons sal altyd te doen hê met versoeking tot sonde. Altyd. Ons sal altyd te doen hê met beproewing van geloof. Altyd. En ons sal altyd te doen hê met die tugtiging van die Here, tot die dag dat ons die tydelike met die ewige verlaat of ons uit die weg gaan. Ons gaan dit altyd doen. Want ons lewe in 'n gefalle wêreld, mense. Die vraag is net in hierdie gefalle wêreld, gaan ons vrees of gaan ons bly glo? Jy sien, en hoe weet ek, en dit is ongelukkig so kinders van die Here, want die oomblik wanneer jy in jou hopelose situasie, as jy so oorweldig is deur jou omstandighede, of deur die verslag, en hoe meer jy dit praat, onthou dit wat jy hoor, begin jy te glo. En hoe meer jy dit praat, hoe doffer word hierdie. Dis hoekom voordat jy hier is enigiets kom sê Jesus vir hom, moenie vrees nie, glo net. Want die oomblik wanneer ek en jy so oorweldig word deur ons hopelose situasie, en ons sê, ja, ek weet verwagtig nie wat gaan ek doen. En vrees begin om jou. Vrees werk op 'n snaakse manier, mense. Daar's altyd eers die onsekerheid. Dan kom die vrees. Vrees is negatiewe geloof. So as Jairus toe hy die verslag kry, as jy die oomblik wanneer jy die verslag kry van die dokter af, of waaroor ook al, die oomblik as jy die verslag kry, en jy begin te vrees, het jy die verslag jou eie gemaak, dan kan die Here Jesus, jy kan maar wat doen, dan kan jy Jesus maar omdraai en iemand anders te gaan soek. Want hy kan nie in jou en my atmosfeer van vrees funksioneer nie, want dit is negatiewe geloof. Dis hoekom hy vir Jairus sê, Jairus, bly net glo. Bly net glo. Weet jy, dankie Heilige Gees, toe my vrou in 2015 oorlede is aan kanker, in Bloemfontein in my dogter se huis, lê ek die aand, want ek kon nie meer by haar op die bed slaap nie. Nou kyk, ek lê hier op die enkelbed en ek kyk so oor die bed waar sy gelê het. En ek sê vir God hierdie woorde. Ek sê, God, ek weet nie hoekom het U nie gekies om U woord aan haar liggaam te bevestig nie. Maar ek glo, U is wie U sê U is, en Here, U genis nog steeds.
as ek dit daai aand nie vir Johan gesê, sodat Johan se ore dit kon hoor, en sy hart, het ek vandag nie meer vir mense gebid vir genesing. Ja. Toe ek in 'n tyd was, daar was 'n tyd in my lewe, baie mense weet nie hierdie goed, ek hulle dink ons predikers het altyd net aan die moed gehad, ons hele lewe lang. Maar daar was 'n tyd, ek is my hele lewe lang 'n prediker. Ek was 17 jaar oud toe ek die eerste keer getroud was, so onwys met finansies. Man, ek gee my hart in my lewe vir die Here en ek sit in 'n situasie. Ek het op hierdie skouer geval, ek is 3 maande en 4 dae afgekom. En ek sit daar buitekant in die son, want hulle sê dat ek met Vitamine D kry. En sit ek dan. En my oorlede vrou Nico het nog geleef en sy kom uit, sy sê al wat daar in hierdie huis is. Rou eie, rys en kerrymoontjies. En jy weet, Nico is op pad huis toe. En Erika en Stefan was toe nog kleiner. Probeer jy vir 'n kind verduidelik, God het nog nie voorsien nie. Ja, so. En verwag hulle moet verstaan. Ja. Jou kinders kyk na jou. En ek gaan in my binnekamer in. En ek maak die deur toe en ek sê vir God, ek is soos Jakob by 'n Jabbokrivier. Ek gaan jou nie laat los voordat jy my nie geseën en my huis nie geseën het nie, Here. Here, Nico is op pad van die skool af. Sy maag het geskuif af na sy voete toe. Hy is soos 'n springkaan. Hy kom in en hy reg deur, wat is mos 'n tieners maak. Hulle is nooit versaal. Hy staan nou net van die tafel, mama sal te eet. En magtig jy, ja, honger. En weet jy, ek praat met God in hierdie hopelose situasie. Ek sê, God, ek gaan jou nie laat los voor dit moment. Maar as U kies dat ek in my gesin moet omkom van die honger, sal ek nog steeds bely, God, jy is die Here wat voorsien. Want my omstandighede bepaal nie wie U is nie. Kom uit my binnekamer uit. Nico kom van die skool, wonder vra hy nie was aan te eet. Die 2 kleintjies kom, hulle vra nie was aan te eet nie. Daai aand, laat die middag sê vir my vrou, ek sê, weet jy wat, kom ons gaan kuier net by hierdie gesin in die gemeente. Dit moet jy in die omstandighede uitkom. Want jou omstandighede kan jou depressief maak. Nou bel ek en ek vra as jy by die huis gaan, kan ons speel? Ja, sê ek. Ek sê, ons gaan sommer stap. Sy sê, ek stuur my man mee dat ek kom haal. Hulle weet nie wat in ons huis aan die gang is. Nou sit ek wag. Die volgende oomblik, hier trek die kannetjie in. Nou gaan ek wil net seker maak is hulle en ek trek die gordyn so weg. En nou sien ek, hy klink nie dadelik en ek kan nie sien, maar nou sit hy so. Maar my gedagtes sê vir my onmiddellik, hy is besig met geld. En toe hy uitklim, toe maak ek die deur op en hy stap met my, hy vat sy hand net so met, hy kom my sak. Alright? Ons is dan na sy huis toe. My vrou en die kinders, Nico saam met my buitekant gebly. My vrou en die ander 2 spel in die huis in. Hy weet nie wat sy gedoen het, sy weet nie wat hy gedoen het nie. Maar terwyl ons, nou hy sy hand in my sak gehad, en die vrou en die kinders is in, en sy vrou sê, die steel 'n koevertjie, en sien jy daai kospakkies, dis vir julle. Ek en hy praat buitekant. Hy sê, Johan, hy sê, ek het vir my 2 pare skoene gekoop. Maar jy sien hierdie banjans van my man. Hy skoene werk nie lekker met hierdie banjans nie. Ek sê, jy wil jy nie aanpas. Ek sê, bring. En daai aand gaan ek huis toe met 2 paar nuwe skoene en met 2 sakke vol kleine nuusware. My vrou met 'n koevert. Ek moet ek jou vrou ook hormone kan baie keer beter vind. En toe ek uittel, wat probeer ek vir jou sê? Jy sien, God het dalk nie onmiddellik, maar ek kon omgedra sê, dit gaan soos. Ja, ek weet nie wat gaan ons doen. Weet ek het eers
'n huis wat ek alleen kan gaan opneem. Ek het net gestaan en sê, God, al kies jy dat ek in my gesin sterf, sal ek steeds bely. Want my omstandighede bepaal nie wie U is nie. U woord sê vir ons wie U is. Moenie vrees nie, glo net. Hebreërs 11 vers 1 sê, geloof is 'n vaste vertroue op dit wat jy hoop, wat jy verwag. 'n bewys van dit wat jy nie sien nie. Abraham teen alle menslike verwagting in, dat hy die vader gaan word van baie nasies, bly met 'n goddelike verwagting glo, hy gaan dit word. Kan jy vir jouself indink, as Abraham op Sara se liggaam gelê, nie eens op Sara op sy eie. Hy sê vir homself gesê, man, dit maak nie saak hoeveel Red Bull ek drink nie, dit maak nie saak, as kies nou met respek gesê, hoeveel Viagra ek drink nie, niks sal werk nie. Hy het die woord van God gehad. Teen alle menslike verwagting. En as Abraham dit nie gedoen het, ek en jy nie vanaand hier gesit nie. Amen. En Jesus sê vir Jairus, dis 'n hulpelose situasie in jou oë, maar hou vas aan jou verwagting. Bly glo teen alle menslike verwagtinge in, met 'n goddelike verwagting. Ek is in staat om te doen dit waarvoor jy my kom haal. Amen. Jy sien Hebreërs 11 vers 6 sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Hy wie na God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat ons sê. Hy wie na God gaan. Jairus gaan na God toe. Hy sê, my dogtertjie is op haar laaste. Kom lê haar die hande op. Wat het hy verwag? Hy het verwag dat God, by wie niks onmoontlik is nie, hierdie onmoontlike situasie sal omdraai. Ek het 'n teaching, ongelukkig het ek ook nie op sê wat ek doen oor geloof. Jy sien Hebreërs 11 vers 6 waar hy sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Praat nie van enige geloof, maar hy praat van God se geloof. Absoluut. Amen. En Jesus wag. Want jy sien, Jairus met 'n keuse uitoefen. Jesus wag vir jou. Jy met 'n keuse uitoefen. Amen. Gaan jy die feite glo? Gaan jy die waarheid glo? Want jy sien, feite kan nie waarheid verander nie, maar waarheid kan feite verander. Ek het nog nooit 'n positiewe getuienis gehoor waar mense die feite geglo het en hulle toegelaat het dat feite die waarheid doordruk in mense. Nog nooit. En Jesus wag. Hier is jy met jou keuse uitoefen. Voordat jy nie besluit het nie, kan ons nie verder gaan nie. Amen. En ek glo alhoewel die Bybel dit nie sê nie, het Jairus na die Here Jesus toe gedraai en gesê, ek weier om die feite te glo. Ek skaar my by die waarheid. Ek bedien in 'n staat West Virginia in Amerika, in die dorpie met die naam van Sofia. En die pastoor vra my, sal jy saam met my hospitaal toe gaan? Hulle gaan vandag vir die gemeente dat sy kanker. Sê dis reg. Kom daar toe nog, die volgende gaan ons toe in die nuus gebreek. Jy sit daar 2 sissies langs die bed. Die duiwel het hulle gaan leer om negatief te wees. En ek sê vir haar, ek sê jy soek nie nou negatiewe mense. Nie is jou man nie. Nie is jou man nie. Want negatiewe mense gaan die heeltyd doodspreek. Dis waar. Heeltyd. Ek sê, kom jy as jou man hier by my, ja my. Ja. Amen. En ek verduidelik vir haar hierdie ding van feite en waarheid. Ek sê, maak jou keuse. En ek is die volgende dag weer. En ek sê, pas sy die televisie af,
sit vir jou lofprys en musiek aan. En dan herhaal ek myself, ek sê ek kies om die waarheid te glo. Ek kom terug Suid-Afrika, toe seker 3 weke, 4 weke later kry ek 'n e-pos van my pastoor. En dan verfrissing my gee, hy sê jy kan hom onthou nie, hierdie vrou wat ons, hy sê sy is kankervry. Ek gaan terug na die gemeente, hier kom my vrou en sy sê, ek weet nie of ek kan ook sê, ek weet wie hy is. Nou vertel sy my hierdie storie, dis te komies, sy sê, nou kom ek daar, al by nou gestuurde gaan my aluminium begin met chemo, my onkoloog sê, kom ons doen eers toetse, hy sê, toe ek pak jou tassie, jy het geen kanker nie. 6 maande later vra my dokter, gaan weer onkoloog asseblief. Sy sê, vir wat? Sy sê, ek is gesond. Die dokter sê, oké, as jy nie vir jouself wil gaan, jy gaan dan vir my. So sy by die onkoloog kom, vra die onkoloog van, wat soek jy? Sy sê, ek is nie vir my, ek is nie vir die dokter. Ja. Jy sien kinders van die Here, die Bybel sê dit, maar ek glo Jesus, ja, hier is het vir Jesus gesê. Kies, ek gaan nie die feite gaan. Amen. Ek kies die waarheid. Sê Jesus kom ons geloof. En interessant, hy vat nie die mense saam met die verslag. Amen. Is so. Soms saam met die loop. Is so. Halleluja. Hy kom daar, jy weet mos van die groot rumoer wat daar was. Jy weet, hy het die mense betaal om te weet. Maar roubeklaars te wees. Nou sê hy vir hulle, sy is nie dood nie, sy slaap, ek begin van te lag. Jesus jaag haar allemaal uit. Vandag as ons vir iemand sê, sorry, verlaat die kerk, sê ons, wie is jou met die? Wie is jou met sy die? As ek hulle Jesus met sy dag. Ja. Is so. Ek sal een dag vir julle preek, die kerk is nie 'n hospitaal vir siek mense. Dit is 'n ander dag se preek. Hoekom het Jesus hulle uitgejaag? Hy vat Jakobus, Petrus en Johannes. Ja, hier is die ma. Net hulle. Hoekom het hy ander uitgejaag? Ongelukkig. Jy sien, die feite het ongeloof. En in getalle was hulle meer as Jesus had. So die atmosfeer van ongeloof. Ek het dit al baie in dienste gesê. As jy vanaand hier sit en vanmôre en jy glo nie God kan nog wonderwerke doen, nie verlaat asseblief die diens. Because a lot of times we have people in service, hulle so deurdrink van ongeloof. Hulle glo nie God kan dit doen nie. Hulle glo die tyd van wonderwerke is verby. Nou ek weet nie wat jy vanaand glo nie. Ek glo die waarheid. En hierdie waarheid sê vir my, die tyd van wonders, tekens en kragtige dade is nog nie verby nie. Die rede hoekom ons dit nie sien is omdat ons dit nie gaan doen nie. Dis waar. En ons gaan dit weer kry in Jesus naam. Amen. Vat hulle op. Wat het jy eers hier gevra? Kom Lea, wat? Ja. Jesus spreek niks voordat hy nie haar hand in sy hand het. En toe hy haar hand in sy hand het, want dit was die verwagting. Dis so ek wil hê, jy met hierdie hopelose situasie kom omdraai. Ek wil nie hê, ek weet jy kan net 'n woord spreek, maar ek wil nie hê jy moet net 'n woord spreek nie. Ek weet jy kan een van jou disippels, ek wil jy moet haar die hande kom op my. En toe hy haar hand in sy hand het, toe spreek hy in autoriteit. Weet jy, jy het presies dieselfde autoriteit as Jesus. Amen. Presies dieselfde autoriteit. The same spirit that rose Christ from the dead has quickened your mind more, lives in us, dieselfde gees, presies dieselfde gees.
Dis hoekom jy presies dit kan doen wat Jesus gedoen het. Dis hoekom hy dit ook vir jou sê in Johannes 14 vers 12, en ek gebruik my eie woorde, en vir die wat geglo en wat in my glo, hulle sal groter wonderwerke doen as ek. As jy hopelose situasie vanaand. Jy het al alles probeer, niks verander nie. Jou skoolma is nog steeds kwaad vir jou. Glo jy feite? Glo jy waarheid? Waarheid. Jy sien, feite kan nooit waarheid verander. Maar net waarheid kan feite verander. So die waarheid moet teen die feite gespreek word, sodat dit wat ons spreek, ons ook kan hoor en geloof. Wat is jou hopelose situasie? Elke hoof gebuig, elke oog gesluit. Dankie Here. Ek loof en ek prys U. Dankie Here vir U woord. Dankie Here vir U voorbeelde wat vir ons opgeskryf is in U woord. Dankie Here dat ek vanaand kan weet U is geen aannemer van persoon. Dit wat U vir Jairus gedoen het, Here, dit wil U vandag nog steeds. U spesialiseer, Here, in hopelose situasies. Amen. Amen. Here, hier sit ons vanaand boeties en sissies in die Here. Party van ons het verslaaf ons van feite, mediese verslaaf. Party van ons het ander verslaaf. Deurdrink met feite en vanaand is die vraag, wat gaan ons glo? Het vir Jairus gesê, vrees nie, glo nie. Dis ons keuse vanaand, Here. Ek wil jou 'n paar oomblikke gee, maak jou keuse. Maak jou keuse, wat gaan jy glo? Wat gaan jy glo? Gaan jy jou feite glo? Want as jy jou feite glo, is dit jou geloof vanaand, gaan jy waarheid glo. As jy vanaand hier sit, en jy sê, Johan, ek bevind my in 'n hopelose situasie. Wil jy nie asseblief vanaand jou geloof saam met myne verenig nie? Dan net daar waar jy sit, as dit vir jou moontlik is, staan op jou voete. As dit nie vir jou moontlik is om te staan, die steek net jou op. Halleluja. Halleluja. Dankie, Here. Dankie in die lieflike naam van Koning Jesus vir die autoriteit wat U ons as die seuns en die dogters gegee het. En dat ek vanaand my geloof sal met my sissies in die Here kan kom vestig met 'n belydenis. My God is bigger than any problem. Amen. My God is bigger than any mountain you can or cannot see. Here vanaand in geloof spreek U hopelose situasies aan. Ek beveel hulle in die naam van Jesus Christus om in lyn te kom met die woord van die Here. Amen. Elke hopelose situasie buig vanaand die knie voor die naam van Jesus. Kom in lyn soos waarheid jou verander in Jesus naam. En ons gee vir U die lof en die eer en die aanbidding. In Jesus naam wil jy vir die Here 'n lekker klap offer gee. Die woord van die Here geniet. Amen.
Is jy bemoedig? Amen. Is jy opgebou? Yes, amen. Maar ek is bly om dit te hoor.